Kom ons lees saam uit Matteus 6, die Onse Vader. En as jy hom ken, kan jy jou oë toesluit en dit saggies saam bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Time Magazine het 'n hele rukkie gelede hoofartikel gehad, wat is nou eintlik verkeerd met die wêreld? En hulle het ondersoek ingestel deur met verskeie groot denkers van ons tyd te praat. En baie hoog op die agenda was politiek natuurlik geweest. Dis die probleem van die wêreld. Dit is nie ordentlike politiek nie. Ander het gevoel, dis bietjie meer genuanceer. Dis eintlik nie politiek nie, dis leierskap in die politiek. Daar's nie ware leierskap nie. Ander het gesê, nee, dit help nie ook nie, daar's leierskap nie. Wat van moraliteit? En daar is nie meer reg en verkeerd nie. Alles het grys geraak in die lewe. En dis die probleem, moraliteit. Ander het gesê, is die ekonomie, ander het gesê, is opvoeding. Ander het gesê, is die kultuur, dis die kollektiewe denke, waardes waarmee ons leef en waarmee ons sit. Maar 'n Christen, teoloog, het hierdie antwoord gegee. Toe hulle van vra, wat is die probleem? Toe sê hy, ek is. Hulle was natuurlik geskok. Hulle het hom dadelik gevra en gesê, maar hoe kan jy sê ek is? Toe sê hy, want ek's baie keer net selfgerig. Ek doen baie keer goed wat nie goed is nie. Ek's baie keer liefdeloos, onregverdig, dubbelsinnig. Ek is die probleem. Nou, deur dit te sê, het hy 'n baie vreemde nuance ingebring in hierdie hele debat, in 'n perspektief. Wat hy sê is, in die eerste plek is, dit is bietjie meer gekompliseerd as om een ding te sê. Maar die groot ding wat hy gesê het is, die probleem is nie noodwendig daar buite nie. Die probleem is ook binne in my. En dit raak aan ons gebed wat ons lees van Jesus. Jesus bid en sê, verlos ons van die bose. Hy sê nie die verlos ons van hulle nie. Hy sê nie vir ons verlos ons van die wêreld nie. So Jesus sê die probleem is nie net daar buite nie. Die probleem is ook binne in ons. Jy sien, hier is die probleem. As ons dink aan die bose, as net iets daar buite, dan raak dit ons en hulle. Ons is reg, hulle is verkeerd. Ons het die waarheid, hulle is verdwaal. Dit lei tot selfregverdiging, maar dit laat ons ook 'n bietjie breek met realiteit, want dit is nie regtig hoe dit heeltemal is nie. Ons leef eintlik bietjie in ontkenning. As ons net sê die probleem is hier binne, is daar ook 'n ander probleem. Dan leef ons met skande en skaamte en dit lei weer tot selfveroordeling. So, hoe moet ons dink oor die bose dan? Wat is die bose? Paulus sê ons is nie onbekend met sy planne nie. Ons weet. En in Efesiërs 2 vers 1 tot 3, in 3 verse, gee vir ons 'n wonderlike teologie in perspektief om te kyk oor wat dit is. En hy sê, ons het gewandel, ons ken die bose, ons het te doen met die bose. Ons het gewandel volgens die owerste van die mag van die lig, volgens die loop van die wêreld, en volgens die begeerlikheid van ons vlees. En wat hy daardeur sê is, dat ons met ander woorde 3 groot elemente het, as dit kom by die bose. Die owerste is die eerste grootte. Daar word ook gepraat van die bose een, of die duiwel. Dit is 'n transpersoonlike wese. Nou, dit is 'n groot probleem vir baie mense vandag, om te sê, om regtig te glo daar is 'n
transpersoonlike, 'n bo-menslike wese wat genoem word die duiwel. En as jy regtig daaroor dink, het jy sekerlik al te doen gehad met iets wat jy nie kon verklaar het nie. 'n mag. Iets wat jy waargeneem het en gesien het, hoe kan dit wees dat 'n mens so selfgerig is, dat 'n mens so ongevoelig is, dat hy dit kan doen? As ons net die oorloof waarneem van vandag, ons sien aan wat mense aan mense doen, hoe daar niemand uiteindelik verantwoordelikheid vat vir iets gruweliks wat gebeur nie. Almal het 'n rede, 'n verskoning vir dit. Maar kinders word doodgemaak. Wat ons in die natuur doen, spesies wat ons uitroei, wat ons aan diere doen, wat ons aan sekere mensegroepe doen, is op geen ander manier verklaarbaar as om te sê dis die bose. Dit oorskry etiese, psigiese, wetenskaplike verklarings, die bose. Nou, as jy dit ontdek, sê C.S. Lewis, daar's twee groot probleme. Die een is om 'n materialist te wees. Jy ontken die ontstaan van bonatuurlike of die metafisiese wêreld. Die ander probleem is, dat jy behep is daarmee. Dan word jy 'n spiritualist. Jy sien 'n duiwel agter elke boom. Dis belangrike balans wat daar moet wees. Nou as ons kyk na die ontstaan van die bose, van die bose een, is dit 'n groot misterie. Dis die onmoontlike moontlikheid. Jesaja 14, Jesegiel 28, in die teenwoordigheid van God, is daar 'n wese, 'n engel, wat selfgesentreerd raak. Wat wil hê dat hy belangrik moet wees vir almal. Is 'n ander manier om te sê, hy wil aanbid word. Hy wil alles hê. Hy wil hê dat alles op sy manier moet gebeur. Hy's anti-God. Nou, anti beteken nie net teen nie, maar ook 'n plaasvervanger vir God. Dis in die eerste plek wat die bose behels. Maar die bose is ook die wêreld. En dit het te doen met die sisteme, denkwyse, die kollektiewe bewussyn, waarmee ons en waarin ons almal bevind. En Johannes sê, hy het 3 senters, en ek wil vir jou lees in die message. Hy sê, don't love the world or the world's way. Don't love the world's goods. Love of the world squeezes out love of the Father. Practically everything that goes on in this world, wanting your own way, wanting everything for yourself, and wanting to appear important, has nothing to do with the Father. It just isolates you from Him. Daar noem hy die 3 groot magte, centers van die wêreld, en waarom die wêreld draai. En nou sê Johannes daarna, in 1 Johannes 5, vers 19, dat die hele wêreld lê onder die mag van die bose. Dis die tweede ding. En dan is daar in die derde plek die vlees. Nou die vlees is die ekkigheid. Dit in die Grieks is Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, is ego, leef nie meer nie. Dis so iets soos die ego, dis seker waar Freud sy idee van die ego vandaan gekry het. Dit is om te beheer, dit is om te wil besit. Beheer is, ek weet die beste, ek weet wat ek die nodigste het vir my lewe. En ek gaan dit kry, dit hang alles van my af om dit te doen. Jy weet, dit is 'n bewussyn wat God uitsluit. Dit kan 'n bewussyn wees wat God insluit, maar dan is God nie daar om my te help, om te doen wat ek wil hê. Ek wil graag alles besit. En ek wil graag die bewondering van die wêreld hê. Nou, die wêreld beïnvloed ons. En het 'n groot invloed op ons denke, op ons identiteit, op dit waaraan ons verkleef raak. Dit bepaal ons identiteit. Die goed wat ek doen, of die goed wat ek besit, of wat mense van my dink. En nou sê Paulus in Romeine 12:2, moenie in die wêreld gelykvormig word nie,
Moffat se vertaling sê, don't let the world squeeze you into its mold. Message sê, don't fit into your culture without even thinking about it. So ons leef in 'n wêreld, ons leef in 'n bose wêreld, wat ander waardes het, en wat 'n groot effek het op ons. En baie van ons is geheg, verbind, verkleef aan die waardes van om te besit, om 'n identiteit te kry in wat ek doen, en wat ek besit, en wat ander mense van my dink. Ons is gebind, ons is nie vry nie. Ons het verlossing nodig, dit is nie vryheid nie. Baie van ons weet dit nie eers nie. En dis waaroor Paulus se skrywe gaan. Julle het ontwaak, julle het bewus geraak. Nou hier is die groot ding, as dit kom by die bose, dat ons nie moet vereenvoudig nie. Dit is meer as net 'n bose mag. Het baie keer vandag, baie mense dink dat eensydig, dat ek nie die duiwel kan uitdryf, by verslawing byvoorbeeld. Ons dryf nou net die duiwel uit van alkoholisme. As dit net so gewerk het op die langtermyn, baie keer verruil jy net jou verslawing vir 'n ander verslawing. Daar moet persoonlike verantwoordelikheid gevat word vir die verkleefdheid, vir die sonde wat gedoen word. Dit het te doen ook met die omgewing in die wêreld waarin jy is, en goed waarvoor jy sal moet nee sê, versoekings waarmee jy moet voor nee sê. So dit is iets groter, dit is iets meer. Ons kan nie net dink dat ons deur die wetenskap, of deur ons denke, of deur pille, of deur terapie, die lewe sal kry in die verslawing, van die verslawing waarin ons leef nie. En baie van ons weet nie en besef nie, dat dit 'n verslawing is waarmee ek sit nie, 'n verkleefdheid, 'n waarde wat nie goed is nie. Dit werk oral om ons. En ons is totaal afhanklik van iemand buite ons. 'n almagtige, iemand wat al die mag het. En dit is ons Vader. Iemand wat vir ons omgee, wat in die hemele is, wat al die mag het en die krag het om ons te help daarmee. So hier is 'n vraag, wat moet ons nou doen? Hoe moet ons die bose hanteer? In die eerste plek, bid. Vader, verlos ons van die bose. Dink net aan daai paar woorde 'n oomblik. Bid. Ek doen dit nie alleen nie, ek doen dit saam met ander, ons. Is een van die groot strategieë van die bose om te fragmenteer, om te isoleer, kontak te verloor met jouself, blind te raak, selfbehept te raak, maar blind te raak, kontak te verloor met ander, kontak te verloor met God. Gebed, herstel, konneksie. En dan is die fokus op God. Die fokus is nie op ander mense en wat hulle gedoen het nie, mensegroepe nie. Die fokus is nie op die bose nie. Die fokus is op God. Net God kan. So ek vra God, verlos my van my eie vlees, my eie ekkigheid. Jy kan dit nie sien nie, die Heilige Gees moet jou oortuig van jou sondes. En dan moet hy jou losmaak en jou vrymaak. Alles is hy. Van die bose in die wêreld, jou oë moet oopgaan. Jy moet sien, jy moet bekend raak met sy werke van die bose ene. Die tweede groot ding wat ons kan doen, is om te bely. So daar's 'n verband, kan jy sien, tussen gebed, tussen die bose en belydenis. Ekkigheid, jy weet, om jou sonde te erken en te bely. Iemand het een keer gesê, in 'n klas waar ek gesit het, 'n professor wat vir ons demonologie gegee het, en vir ons iets oor die bose in hierdie wêreld verduidelik het gesê dat duiwels werk met aas. Hulle is soos rotte. Hulle is waar aas is. Dis waar ons plek gee. En Paulus sê, moenie enige plek gee vir die duiwel nie. Hoe doen ek dit? Wel, op baie maniere, deur plek te gee. Ek is onbewus. Dis hoekom Petrus
en Paulus in Efesiërs 6 en Petrus in 1 Petrus 5, as hulle by die bose kom, dan sê hulle, waak, raak bewus, besef. Jy moet agterkom, en te bely is om daai persoonlike verantwoordelikheid te vat en te sê, dit is nie reg nie. Dit is nie reg in my lewe nie. En jy weet, ons kry die voorbeeld van 'n Daniël wat nie net sy eie sondes nie, maar wat die sondes van die volk bely. En wat sê, maar dit is nie reg nie. Dit is waar ons toegee in die versoeking. En op hierdie manier aanvaar ek verantwoordelikheid. Ontvang ek die vergifnis. Om het so te stel, hanteer ek die aas, die vashouplek, wat daar is in my lewe en staan ek op teen dit wat om my gebeur, wat nie reg is nie. Die derde groot ding is om te weerstaan. Petrus sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Let daarop, dit is weer onderwerp jou aan God, dit is deur jou verhouding met God, wat jy in staat gestel word om teenstand te kan bied. So in hier is waar ons in die gebed die raakpunte vind met weerstand, met versoeking en ook met vergifnis te kan gee. Dit is hoe ek weerstaan, deur nee te sê vir die versoeking. Deur te vergewe, nie enige plek te gee vir bitterheid en die wortel van bitterheid om in my hart en in my lewe op te skiet nie. 'n belangrike konsep hier is om te weerstaan is ons manier waarop ons veg. Kyk, dat is baie wat dink aan geestelike oorlogvoering. En dit vat ons na Efesiërs 6 toe, wat sê maar, ons moet die wapenrusting opneem, ons moet veg. Maar as jy mooi kyk na Efesiërs 6, is dit, jy veg deur te weerstaan, deur net te staan. Jy trek die volle wapenrusting van God aan. Wat is dit? Wel, dit is die evangelie, skoene van die bereidheid, dit is die grendel van waarheid, dit is die borswapen van geregtigheid, dit is die helm van verlossing, dit is die swaard wat die woord is van God. Wat is dit? Dit is alles Jesus. Dit is wat hy vir ons gedoen het. Ek glo dit, die skild van die geloof wat die vuurige pyle van die bose kan afweer, sê Paulus. So jy veg eintlik deur te weier om te beklei. Ek gaan nie in die kruit klim nie. Ek gaan nie in die oorlog betrokke raak nie, want die oorlog is gedoen. Dit is klaar gedoen. En deur hierdie stand in te neem, ek hou van die Engels wat sê, having done all, just stand. Dit is hoe ek beklei. Dis hoe ek hierdie oorlog doen. So in deur dit te doen, oorwin jy eintlik die kwaad met die goeie. Dis om te vergewe in plaas van wraak uit te oefen. Of met 'n wrok in jou hart te leef. Dis klein stappies wat geneem word. Is iets groots in jou, groot effek in die wêreld om jou en waarin jy leef. Vrygewigheid in plaas van hepsig, om die hele tyd te wil kry en alles te wil hê, op 'n plek te kom waar genoeg is vir jou. En jy kan gee. Jy lewe, jy gee uit jou inkomste om op daai plek te wees. Sabbat, in plaas van oorwerking, so kan ons aangaan. Dan word die verhaal vertel van Abba Makarios, die woestynvader, wat besoek word deur die bose een. En hy sê vir hom, jy vas, ek eet nie eers nie. Jy waak, ek slaap nie eers nie. Die enigste ding wat jy doen, wat ek nie doen nie, en ek nie kan doen nie, is om nederig te wees. En daardeur oorwin jy my. Onderwerp jou, verneder jou, onder God se hand. Ek is afhanklik, ek kan dit nie self hanteer nie. En ek beroep my op God. As ons dit bid, erken ons die realiteit van ons bestaan. Dat die bose daar is, ek glo nie in die bose nie, ek glo aan die bose. Dit is 'n realiteit. Maar, ek glo ook aan die almagtige God, wat die bose oorwin het. Hy is die God van die hemel.
Hy hoort tot die ander dimensie, hy is die almagtige. Hy verlos ons, daarom kyk ons na hom. En ons sluit die Onse Vader af met, aan U behoort die koninkryk, die regering, die heerskappy, tot in alle ewigheid. Christus het oorwin. Paulus sê, hy het die bose in die openbaar tentoongestel en uitgeklee. Vir sy disippels sê hy, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hy het homself ontledig. Hy het van alle ekkigheid ontslaag geraak. Hy is die sondelose een, is wat ons bely. So ons kan saam bid. Jy is welkom om dit saam te sê. Vader, verlos ons van die bose rondom ons, van die ekkigheid binne ons, van die versoekings voor ons. Ons vra U vir die genade van vryheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die verlossing wat U teëgebring het. Help ons om dit in te lewe in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met jou. Amen.